Goeiedag almal, en kom ons gesels so bietjie oor die Here is my sterkte. Elohim Oz. Jy weet, Dawid moes in sy lewe baie gevaar trotseer. Ons lees van een van hierdie gevaarlike situasies in 2 Samuel 15 vanaf vers 12. Luister wat staan hier. Die sameswering teen koning Dawid het sterker geword en Absalom se volgelinge het toegeneem. 'n Boodskapper het aan Dawid verslag gedoen en gesê, die manne van Israel is agter Absalom aan. En Dawid sê toe aan al sy dienaars wat by hom is, maak klaar en laat ons vlug voor Absalom uit. Maak gou, ons moet wegkom, sodat hy ons nie inhaal en alles met die swaard verslaan nie. Weet, sommige van die psalms van Dawid weerspieël ook gespanne oomblikke, gevaarlike oomblikke in sy lewe. Psalm 3 vanaf vers 1, 'n psalm van Dawid, toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. Hy roep uit en hy sê, O Here, hoe het my teestanders vermenigvuldig? Baie staan teen my op en sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie. Luister na 'n ander gevaarlike situasie daar in Psalm 35 vanaf vers 1. Dawid roep uit en hy sê, Here, twis met die wat met my twis, bestry die wat my bestry, gryp die klein skuld en die groote en staan op as my hulp, trek die spies uit en stuit my vervolgers, laat hulle wat my lewe soek beskaamd staan en in die skande kom, laat hulle wat my ongeluk beraam agteruit wyk en rooi van skaamte word. En dan luister Psalm 54 daarvan in vers 1 tot 5. 'n onderwysing van Dawid, toe die Sefiete gekom en aan Saul gesê, het Dawid hom nie by ons weggesteek nie? Roep Dawid toe uit en hy sê, O God, verlos my deur u naam en doen aan my reg deur u mag. Hoor my gebed, luister na die woorde van my mond, want vreemdes staan teen my op en tiranne soek my lewe. En dan, toe Dawid se lewe in groot gevaar was, skryf hy die volgende in Psalm 59 vanaf vers 1 tot 8. 'n Psalm van Dawid, toe Saul gestuur het om hom dood te maak. Red my van my vyande, o my God, beskerm my teen my teestanders, red my van die werkers van ongeregtigheid en verlos my van die manne van bloed. Want kyk, hulle lê en loer op my lewe. Hulle val my aan sonder oortreding en sonder sonde van my kant af, o Here. Elke aand kom hulle terug. Hulle huil soos honde en dwaal deur die stad. Hulle smaal met hulle mond en swaarde is op hulle lippe. Weet maar dan, afgesien van al die druk, die spanning en gevaar waarin Dawid was, verwys Dawid na die Here as sy sterkte, sy krag en sy vesting. Hierdie is 'n keerpunt in Dawid se lewe. Hy fokus nou nie meer op sy vyande en die gevaar om hom nie. Sy vrees en angs verdwyn, want hy begin fokus op die Here. Dawid is vol vertroue en verwagting dat die Here hom sal beskerm teen Saul en sy bloeddorstige manne. Ag, en ek wil u aanmoedig, luister na hierdie skrywe van Dawid. Maak nie saak onder watter omstandighede jy jouself mag bevind nie. Dalk is jy in 'n hoek gedruk van omstandighede, jy weet nie herwaarts of derwaarts nie. Vestig jou vertroue ook op die Here, jou verwagting, en fokus ook op hom en nie jou probleme nie. Dawid roep uit hier in Psalm 59 vanaf vers 8, hoor wat sê hy? Hy sê, maar u, o Here, lag en spot met hulle, want u is my sterkte, Elohim Oz, op u sal ek wag, want u is my rotsvesting. Kom ons kyk na die betekenis van hierdie woordjie sterkte, Elohim Oz, die Here is my sterkte. Die woord sterkte is die Hebreëse woord Oz, wat dui op bonatuurlike krag en mag. Daardie bonatuurlike krag en mag wat beskikbaar is in verskeie toepassings in jou lewe. Bijvoorbeeld materiële en fisiese toestande, jou persoonlike lewe, sosiaal en polities, in alles. Wat dit ook al mag wees, is die Here 'n bonatuurlike krag vir jou. Maak nie saak waarmee Satan jou aanval nie.
Jy weet, kinders van God, deur die eeue heen het hulle self dikwels in uiters gevaarlike en haglike toestande bevind. Maar afgesien van alles, lees ons in 1 Johannes 4 vers 4, dat ons as gelowiges is van God en het al die valse geeste oorwin, want hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Ag, en onthou, die God van Dawid is ook jou God. Hy het nog nooit verander nie. En vir jou is hy, die Here ons God ook, Elohim. Ons God is jou sterkte. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.